Het jy geweet dat jy het die vermoë om vir jouself te sê, stop met negativiteit? Het jy geweet jy het die vermoë om vir jou kop te sê, hey, dit kom nie van die Here af nie. Slegheid en negativiteit en morbiditeit en verkeerde gedagtes, dit kom nie van God af nie. Daarom, veral as jy 'n kind van God geword het, het jy die vermoë om vanuit 'n wedergebore gees te kan reageer en te sê, hey, come on, siel, jy gaan nou die Here loof. Jy gaan nou die Here prys. Baie keer, wanneer 'n mens met depressiewe mense werk, dan is dit juis hierdie gedagte wat na vore kom, is dat depressiwiteit beïnvloed jou brein, dit maak jou negatief, dit maak jou morbid, en die oomblik wanneer jy vanuit 'n geesmens begin reageer, woord hier inkry, woordgedagtes inkry, begin jy daai gedagtes te neutraliseer. Daarom kan ek my kop verander. Kan ek 'n amen kry? OK? Die sielkundiges kan jou geweldig baie help. Die psigiaters kan jou baie help, maar alles gaan net tot op 'n punt toe. En dan hang dit van jouself af. As jy gaan toelaat dat jou gedagtes deur die Heilige Gees gaan verander word, gaan dit nuut gemaak word. En daar's regtig een ding wat ek bid die afgelope tyd, en dit is dat die Here vir ons sal help, dat in ons gemeenskap, dat die herlewing van God se Gees sal losbreek. Amen. Ek kry baie berigte oor wat in die wêreld aan die gang is, en is twee pole, so die Christene is onder druk, hulle word verdruk, kerke word aan die brand gesteek, daagliks, en reg oor die wêreld gebeur dit, dis maar in die nuus oral. En ek sê vir myself, weet jy wat? As dit gaan beteken dat 'n kerk moet afbrand, sodat Christene weer vir 'n slag gaan wakker word, brand die kerk af. Hallo? Nou, julle hou nou nie daarvan nie. Hier is genoeg brandlussers, dus die kerk sal nie afbrand nie. Maar ek sê, ons hoef nie onder druk te kom om eers die Here te begin dien nie. Ons moet uit ons vryheid, moet ons begin om te sê, ek wil die Here dien. Ek wil 'n lewe leef wat Jesus se lewe eerbiedig en wat reflekteer dit wat God in my hart gebring het. Nou, okay. Kom ons gaan nou vanoggend se boodskap toe. Ek is besig om te praat oor geskenke, en julle sal nie verstaan nie, hierdie verhoog, hy dreun so met al die speakers wat hier onder is, en daarom val daai boksie heeltyd af, maar hier's 3 geskenke, en ek wil vanoggend verder gaan om te praat oor die geskenke. Ons het nou by Kersdiens het ons wierook gehanteer, en ek wil vanuit hierdie tweede laaste skyfie wil ek begin. God soek nie net mense wat hom ken nie, maar mense wat hom aanbid. Jou lewe moet 'n geur wees wat God behaag, by die werk, by die huis en in moeilike tye. Okay. Jy het nou vanoggend gegaan, jy het lekker gaan stort as jy gestort het. As jy nie gestort het nie, bless jou soul. Sorg net dat daar spasie is. En jy het jou aangetrek en jy het alles gedoen, en wat het jy laaste aan? Jy het ietsie op jou gespuit. Ietsie wat lekker ruik. Nou, as jy by iemand kom en jy tel sy reuk op, dit is altyd so lekker, nee. En vandag kan jy maar gaan kyk, so elkeen het 'n verskillende reuk wat jy dra. En wat God van ons kom vra, is dat daarvan hier binnekant af, dat daar 'n geur moet uitkom. 'n Geur wat Christus laat identifiseer. 'n Geur wat maak dat as mense by jou kom, dat hulle sal agterkom, maar hoor, hier's iets anderste in hierdie ou. Hier is iets anderste in hierdie vrou. Daai geur is die geur waarvan ons praat vanoggend. En ek gaan kom by ons tweede gedeelte vanoggend. Dit is oor die goud. Nou ek het hier spesiaal uit
Kanada, uit die berge uit, het ek 'n stuk goud laat invoer, dat julle kan sien hoe lyk goud regtig. Lag julle van my? Okay, sorry man. Maar hy voel soos goud. En dit voel baie ryk hierbo, dat dit goud is, jy weet. Maar goud in die lewe van ons as Christene speel 'n geweldige rol. Dat ek net by my gedeelte uitkom hier op my rekenaar. Waar is hy nou, boetie? Ek moet vir u sê, die afgelope week was my kinders by ons, en hulle het by ons kom kuier, en die klein ding was in die huis gewees, maar o genade, ek besef nou, waarom jy kinders kry as jy 25 of 30 jaar oud is. Awie, en nie dat jy kinders kry terwyl jy 70 jaar oud is nie. Ek weet nie hoe het Abraham dit gedoen nie, maar een van daai goed het plaasgevind. Ek het so min slaap ingekry, want in die middel van die nag dan skree daai kind. Julle het ook so geskree toe julle kinders was. Hey? En weet jy wat, van julle is nou al groot mense, julle skree nog steeds so baie. Ons kom by die tweede gedeelte, die goudgedeelte. Die wyse manne, hy 3 groot manne waar is, hulle het nader gekom, hulle het by Herodes se draai gemaak, en hulle het gesê, nee, dis nie vir jou vir wie ons die goud bring nie. En hulle het vir Jesus in Bethlehem gekry, en hulle het daar vir hom geskenke gebring. En een van die geskenke was goud gewees. Wat is die betekenis van goud? Hoekom goud? Wat het Jesus met die goud gemaak? Kom ons gaan probeer 'n paar antwoorde gee vir jou. Goud openbaar koningskap. Goud openbaar iets aangaande Jesus, dat daar gesê word dat die wyse manne wat gekom het en goud neergesit het, hulle bring dit in tradisioneel vir iemand wat as koning dan sal heers, en dis waarom hulle daar die goud dan neergesit het. Die wyse manne erken, hierdie kind is nie net 'n baba nie, hy is 'n koning. Nou, as jy na die 3 wyse manne gaan kyk, hulle was sterrekundiges, hulle was super slim geweest, hoe om die sterre te kon verklaar het, en hoe om met die sterre te loop, en hulle het te Karis, het hulle geleer, daar gaan 'n ster kom, en daardie ster wat nie skyn vanmôre nie, wat ek nie weet hoekom nie, maar die ster het dood gegaan, want hulle het in Bethlehem aangekom. Nou voel iemand baie sleg daarbo. Die ster het vir maande geskyn, en dit het die wyse manne getrek. Hulle het geweet, daai is die rigting waartoe hulle moet gaan. Maak ek bedoel niks sleg nie, hoor. Marco is 'n wyse man vanoggend. Hy gaan die ster kom aanskakel. Ek wil net hê jy moet agterkom. Die ster was helder gewees, maar dit het 'n kundige oog gevat om die ster raak te gesien het. Ek wonder baie keer of ek en jy die vermoë het om te sien wat aangaan. Ons moet baie keer deur die politiek, ons moet baie keer deur die lewensomstandighede, moet ons kan agterkom waar jy die ster ons lei. Dankie Marco, jy is dierbaar. Kan ons vir my hande klap gee? Ek dink vir iemand wat nog nooit Christus ontmoet het nie, iemand wat miskien iets verstaan het van God, maar hulle moes een of ander profesie gehad het in geskrifte, nie Bybelse geskrifte nie, maar wysheidsleer, een of ander filosofiese leer moes daar bestaan het wat gesê het, daar sal in 'n sekere tydperk sal daar 'n ster begin te skyn, volg die ster. En daai 3 wyse manne, of dit nou net 3 was, miskien was hulle deel van 'n hele skool,
Hulle was afgesonder gewees om die ster vir maande te volg en agter dit aan te loop totdat hulle eers by die koning gekom het. Nou luister mooi, hierdie belangrike ding wat ek sê, die wyse manne gee nie hulle aanbidding vir Herodes nie, maar bring dit eerder aan Jesus terwyl hulle op hulle knieë is. Nou, Avi, ekskuus tog, jy sit nou in my spervuur vanmôre. Avi, luister gou mooi. Jy gaan kniel nie net voor enige iemand nie. As jy nie weet, hierdie is 'n baie belangrike mens, en hierdie persoon gaan dalk 'n koning, as jy dit nie weet, gaan jy nie sommer net kniel voor daai persoon nie. Maar hierdie 3 wyse manne weet onteenseglik dat hierdie kind wat hier gebore is, hy's die koning wat kom. Hy's die koning wat gebore is. Hy's die koning wat staan. So, hier's 3 goed wat goud vir ons weerspieël. En dit is goud weerspieël eerstens goddelike heiligheid. Goud word gebruik in die tabernakel en in die tempel om God se goddelike teenwoordigheid en sy heiligheid uit te beeld. Onthou, dit is punt nommer 1. Dit tweedens, dit simboliseer God se volmaaktheid. Goud simboliseer God se volmaaktheid. Hulle moet die ark waarin die geskrewe geskrifte ingesit was, moes hulle oortrek met suiwer goud volgens Exodus. En dan die derde ding is wat ons nou al gesê het, is goud simboliseer koningskap en gesag. En dit word altyd verbind met konings. Oral in die Ou Testament 1 Konings 10, as jy gaan lees daar, waar hulle Salomo dan afgesonder het as koning, word dit verbind aan goud, en dieselfde, wanneer ons by die Nuwe Testament kom, toe hulle Jesus gesien het, toe hy afgesonder, daar was goud aan hom gegee, ons maak die erkenning, dat Jesus Christus is profeties, die koning van alle konings. Nou, daar's soveel meer om te sê rondom al hierdie gedagtes, en ek dink, ons sal nie tyd hê daarvoor nie, maar as jy 'n studie kan gaan doen oor hoekom goud gegee was vir Jesus, gaan jy by 'n klomp openbaringe uitkom. Maar kom ons gaan kyk net na hierdie gedeelte. Loutering gebeur deur hitte. Loutering, met ander woorde, verbetering, om 'n stuk goud te vat en dit meer volmaak te maak of meer suiwerder te maak, moet hy verhit word. So goud word in 'n oond geplaas en dit word verhit tot plus minus so 1000 grade Celsius. Wanneer dit vloeibaar word, kom onsuiverhede na die oppervlak. Ek dink die ou mense het gepraat van slak. Is ek reg? Slak wat na vore kom, dis so skynsel, swartserige skynsel op die oppervlakte van die goud. Nou, onsuiverhede word verwyder, die afval of die slak word afgeskep, en hoe langer en warmer die vuur, hoe suiwerder die goud. Wie dra goud vanoggend? Kom. Ek gaan nou, julle is nou almal bang om julle hande op te steek. As julle dit vir my kan bring na diens, dan gaan ek dit smelt. Dan kyk ek so suiwer dit is. OK. Ek doen nou die dag 'n troue, en by hierdie troue, nee, is die manne almal aangetrek, almal so 'n groen skynsel. Jy sien maar hoe die mooiste skoene aan, en deesdae trek hulle mos nie meer sokkies aan nie, is ek nou reg? O, genade. Ek weet nie hoe stink daai skoene nie, maar in elk geval. Nico moet nie dit probeer nie, trek my jou sokkies aan. Maar almal van hulle het vir hulle 'n goue horlosie gekry. Man, ek praat van so 'n gong, so 'n ding wat hier so sit. Ek het nog gewens, ek sal ook so 'n ding wil hê, maar dis te groot. Maar hulle het gewys, hierdie dag, hierdie troue is vir hulle die belangrikste. En daarom is hulle uitgevat, en is hulle met goud uitgevat,
En hulle het goue kettingkies gehad. Mens, dit was iets ongeloofliks om dit te sien. Maar wanneer ons kyk na hoe goud gemaak word, dan sien ons hier's 'n les in te leer. Herhaling van die proses, met ander woorde, die proses word herhaal totdat die goud blink en suiwer is. Hoor nou mooi, die meester goudsmid weet die goud is reg, wanneer sy eie refleksie daarin gesien kan word. Met ander woorde, die oomblik wanneer die goud daar lê in 'n bak, of in 'n staaf, of in watter vorm ook al, dan kyk hy as hy sien, maar dit reflekteer, dan weet hy, hierdie goud is nou op 'n baie spesiale plek. En dit leer vir my iets, ouens, dat as ons toelaat, dat God vir ons deur omstandighede vat, wat is die moontlikheid van 'n nuwe produksie in ons binneste? Kom ek sê dit so, nie een van ons hou om deur slegte, moeilike tye te gaan nie, is ek reg? Ons hou nie daarvan nie. Wat wil die Here van ons leer? Karen, jy het jou voet gebreek, wat wil die Here vir jou daardeur leer? Nee, dis nie asof die Here slegte goed op ons pad bring nie, maar God weet wanneer daar moeilike goed op jou pad is. Amen. God weet wanneer jy deur 'n moeilike seisoen werk. God weet dat jou binneste binnekant is besig om mal te gaan oor goed wat aan die gang is, en jy's besig om deur goed te werk, om die vraag te vra en te sê, Here, ek verstaan nie waardeur ek gaan nie, maar produseer die goud in my. Hoe klink dit nou? Kom dit meer na 'n punt toe? Ek verstaan nie hierdie omstandighede waar ek deur werk nie, die pyn, die lyding wat ek deurgaan, die ongemak waar ek deur werk, miskien dalk 'n siekte, dalk 'n werksverlies, die goed waardeur ek werk. Ouens, hoekom rebelleer ons altyd teen die omstandighede, in plek daarvan om dit aan te neem en te sê, okay Here, ek is in hierdie moeilike tyd. Paulus leer ons, alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet. Maar wanneer ons in die omstandighede is, ons is in die vuur, die hitte is aan die gang, dit is nie lekker nie, wat maak jy? Ons hardloop weg, ons rebelleer, ons begin dinge te doen, jy bly die kerk uit, jy val terug in die wêreld in. Mense doen ongelooflike snaakse goed, want hulle verstaan nie wat is dit die binnekant nie. Maar die oomblik as jy gaan begin en vra, wat is die refleksie? Here, wat is dit wat U vir my wil wys? Wat is dit wat U na vore wil bring? Wat is dit wat moet gebore word hier in my hart? Ek sien nog nie my refleksie binne in die omstandighede nie, maar Here, help my om nog beter te kan sien. Wat dink julle wat gaan die uiteinde wees? Die goud in jou gaan die koningskap in jou na vore bring. Met ander woorde, die Here gaan vir jou met tyd autoriteit gee oor jou omstandighede en vir jou sê, ek het jou gesalf as 'n koning en as 'n priester, volgens 1 Petrus. Ek het jou gesalf om oor hierdie goed te regeer, nou regeer oor die goed. Ek het geleer deur my lewe, daar sekere goed wat jy net nie kan verander het. Sekere goed kom op jou lewenspad. Is ek nou reg of is ek nou verkeerd? Sekere goed wat op jou lewenspad kom, is nie omdat jy verkeerd gedoen het nie, dis nie omdat jy reg gedoen het nie, dis nie omdat jy verkeerd geleef het nie, sekere goed gebeur net op jou lewenspad. En dan moet jy vir jouself vra, maar wat beteken dit nou vir my? Wat maak dit aan my? Wat kan ek hiermee doen? Hoe kan ek dit gaan vertolk? Here, leer vir my 'n les, leer vir my die kapasiteit om hierdie ding reg te verstaan. Here, ek verstaan nie hoekom dit gebeur het nie, maar ergens moet daar tog 'n greep wees. En dis waar my en jou verhouding
begin verander, dat as ons erken dat Jesus jou God en jou koning is, dan laat jy toe dat daar goed gebeur hier binnekant en stelselmatig begin die Heilige Gees met jou te praat. Daarom is dit so belangrik vir my en vir jou, Lenet, dat ons moet tyd maak om stil te word. En nou gaan ek vir jou skok. Mens moet ook tyd maak om baie keer die Bybel net toe te maak en musiek af te sit en net te sê, Here, laat ek net die stilte hoor. Laat ek net hoor wat U sê vir my. Want ons moet kan dekodeer dit wat die Heilige Gees wil sê hier binnekant in my. En dan begin jy neer te skryf. En weet jy wat? Baie keer praat die Heilige Gees, maar ons verstaan nie alles nie. Dit is soos tale, nee, en uitleg van tale. Daar's 'n taal wat in my binneste opborrel, maar ek verstaan dit nog nie. Maar baie keer kry jy een woordjie, ja, en dan deur die dag, ja, maar ek verstaan nou, maar ek verstaan nog nie heeltemal nie. En dan gaan dit so vir 2-3 dae aan, terwyl jy bid en wag op die Here, en in stilte verkeer, dan begin die boodskapie vir jou al hoe meer 'n volle sin te word, en dan begin jy te verstaan wat God vir jou sê. Is dit nie 'n uitdaging nie? Mense, God wil nie hê ek en jy moet elke dag rondloop en nie weet wat aangaan nie. God wil hê ons moet weet wat aangaan. Okay, sê vir die ou langs jou, luister, ek word gou 'n bietjie wakker. Jy moet weet wat aangaan. Come on, word wakker. Okay. Kom ons kom by midde uit, dis die laaste geskenk. Nou, wat vir my absoluut uitstaan van midde, en ook dan van die Galbanum en goed waaroor ons gepraat het, hierdie was almal iets wat hard was, wat fyn gemaal moes word, en dan wanneer dit fyn gemaal is, dan kom die geur na vore. Kan ek dit weer sê? Baie keer raak jou lewe hard, jy's in jou alledaagse module, jy doen jou dingetjie, jy voel jy's reg, jy raak half hard in alles wat jy doen, en die Heilige Gees het nie meer kans om met jou te praat nie, jou lewe produseer nie meer die geur wat hy moet produseer nie, en dan begin die werking van die Heilige Gees, en die Heilige Gees kom en hy sê, dis tyd weer vir 'n bietjie grindwerk in jou lewe. Come on. Ek wil die geur wat in jou is, wil ek weer na vore bring. Kom ek begin so 'n bietjie te vryf in jou. Ja, die Heilige Gees kan baie keer 'n grinder wees. Is ek reg? Ja, kom maar en hy kom maal so 'n bietjie weer. En hy sê nee, kom ons maak dit weer 'n bietjie fyner. Kom ons haal die onsuiverhede uit. Nou midde was 'n bitter, maar dit was 'n geurige hars. Hars is 'n boomgom tipe ding wat maar van bome afkom, maar dit was baie kosbaar en dit was gebruik gewees om mense dan te salf. So kom ons kyk daarna net. Waarvoor is mirre gebruik in die Bybelse tye? Salwing, deel van die heilige salfolie in Exodus, was dit deel daarvan gewees. Dit was gebruik om priesters en konings en voorwerpe af te sonder vir die Here, was die geur daarvan op dit aangebring gewees. En dit is waarom dit so belangrik is. Hiervoor staan 'n klomp botteltjies olie, en jy kan vir jouself ook olie gaan kry. By die apteke is daar geweldige baie frankincense, wat is dit in Afrikaans nou? Geurolie, en jy kan gerus vir jou gaan koop, en jy kan maar baie keer in jou huis, dit ruik so, dit ruik baie lekker, maar jy kan ook in jou huis gaan, en weet jy veral, wanneer iemand slegte drome het vir 'n lang tydperk, gaan salf die kussings, gaan salf die bed, gaan salf die kamer, gaan salf die huis, smeer 'n bietjie olie aan die deurposte, smeer 'n bietjie olie aan mekaar, voor jy gaan slaap, en salf jou kinders, amen, veral nou voordat hulle weer terug gaan skool toe, sonder hulle af, smeer olie aan mekaar,
Dis so belangrik, in ons huis om dit te doen, aanhoudend, wanneer ons by tafelgebed kom om vir mekaar af te sonder en te sê, Here, help ons om te kan luister. Met ander woorde, die belangrikste is, midde simboliseer toewyding en afsondering. Nou in Jesus se lewe kom hier 'n paar mooi gedagtes uit. Midde was ook gebruik vir medisyne of vir pyniging of pynverligting. Dit is gebruik as 'n verdowende middel in Markus 15:23 en was ook gebruik as 'n antiseptiese eienskappe. Ons seniors praat baie keer oor hierdie verskillende goed, dat daar's baie meer natuurlike salwe, salfolies wat jy kan gebruik. Byvoorbeeld, as jy sukkel met 'n merk of 'n wondjie wat jy het, loop verby iemand se tuin waarin daar alwyne is, skeer 'n alwynblad af en vat net die alwyn. En as jy die alwyn gaan aansit, gaan jy sien, hy raak pers soos mercurochrome. Want dis 'n antiseptiese salf. Jy kan gewone alwyn, jy hoef nie eens dokter toe te gaan nie, gebruik dit sommer net. Jy het miskien geval ergens, jy het 'n merk, vat die alwyn, smeer hom op, so vir 2-3 dae kan jy alles so uitdruk, en dan gaan steel jy weer 'n nuwe alwyn, hier by die kerk staan daar sommer baie. Okay, maar gebruik dit, so daar's natuurlike goed, en hierdie mirre, veral in die ooste, was dit gebruik gewees om ook liggame te balsem, en dit simboliseer ook dan dood en verganklikheid. Nou, jy kan nou agter te kom, dat die wyse manne kom bring vir Jesus mirre, want dit is 'n profetiese beeld. Die mirre by 'n baba se geboorte gegee word, is opvallend. Mirre word normaalweg verbind met dood verbind. Wat is die profetiese woord? Dink gou daaroor. Hoekom sou hulle vir Jesus die mirre bring? Presies. So mirre se profetiese betekenis beteken, mirre was vooruit na Jesus se lyding en kruisdood, het dit verwys. Die tweede ding is, van die krib af wys dit na die kruis. Jy kom, ons maak hom koning, maar ons vertel ook hier's 'n profetiese woord. Nou, dink julle die wyse manne het dit geweet? Dink julle die wyse manne het geweet waaroor die mirre gaan? Presies, hulle het geweet wat daaroor gaan. En hulle het kom verklaar, ons verklaar jou koning, maar hierdie koning gaan ook eers sterf, maar hy gaan sterf vir mense. Hierdie mirre bring 'n profetiese woord wat sê, hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van smarte. Dit kom uit die Ou Testament uit. Nou tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament het hierdie wyse manne gefigureer en het hulle dan gekom na vore. Maar mirre wys ook vir ons, derdens, sy lewe sou een van selfopoffering wees. Selfopoffering. Nou as ons daarna kyk, wat is die eienskappe wat dit vir ons bring? Hierdie kind is gebore om te sterf sodat ander kan lewe. Dit is die voorbeeld. Die mirre in Jesus se lewe bring iets na voorskyn dat dit nie nodig is vir jou om te sterf nie. Dit is nie nodig vir jou om dood te gaan nie. Dit is nie nodig vir jou om swaar te kry nie. Dit is nie vir jou nodig om deur depressie gemanipuleer te word nie. Dit is nie vir jou nodig nie, want in Christus Jesus, deur sy wonde, het daar vir jou mirre in sy lewe profeteer die sterwe, en die sterwe profeteer vir ons die lewe. Daarom hoef ons nie in hierdie lewe. Jy kan elke dag geluk en vrede kan jy beleef. Maar gehaal dit by Jesus. Want jy hoef nie verder te sit nie. Ek gaan klaarmaak. As ons dit toepas vanmôre, ons kan die volgende dan sê, ons dien nie 'n oppervlakkige redder nie, maar 'n gekruisigde verlosser. Sy lyding gee betekenis aan ons eie swaar kry. Met ander woorde, die praktiese oproep, bring jou dankbaarheid en oorgawe. Leef nie meer vir jouself nie, maar leef
vir hom. Hoe doen ek dit elke dag? Ja, ek begin net onderskeid te maak. Ek weet ek moet werk, ek weet ek moet aan die gang wees, ek weet ek moet na vore kom, ek weet ek moet sekere goeders doen, maar ek doen dit asof altyd vir die Here. Dan bring dit vir ons by hierdie gedeelte uit, hierdie 3 geskenke. Goud spreek van koningskap, wierook van goddelikheid en midde van die kruis. En saam vertel dit die volle verhaal van Jesus Christus. Wat het ons dan nodig vir hierdie dag? Mag mense nie net geskenke in jou hand sien nie, maar mag hulle Jesus in jou lewe erken. Dis die belangrikste. Ons kan pragtige geskenke vir mekaar gee, wat reg is en wat mooi is. Ek hou van geskenke. Ek dink Kerstyd moet ons kan weggee, ons moet mekaar kan bederf met geskenke, want hierdie goed lei vir ons daarin, om vir mekaar geskenke te gee. Maar as hulle nie Jesus in jou lewe vind nie, dan is dit die swakste geskenk wat jy kan gee. Amen, dankie Maake. God wil hê, dat ons moet, soos die wyse manne, moet ons geskenke bring. God nooi ons vandag om 3 dinge te bring. En dit is goud, erken hom as jou koning en jou verlosser. Wierook, leef in lewe van aanbidding. Amen. Midde, aanvaar sy offer en leef met dankbaarheid. Gee aan die Here die eer wat hy toekom. Amen. Kom staan saam met my op toe. Dankie Here. We worship your name, Lord. Kiribare barabositara montira basuturu kusikiyastiana. Kiribiyasturu musala barakiriana rabakiasti. Kom Here, kom haal die midde in ons lewe fyn, Here, sodat die regte geur weer na vore kan kom. Ek dank U, Here, U wil vanoggend vir mense nuwe oorwinning gee. U wil hulle salf as konings en as priesters. U wil hulle uit hierdie sloot van die lewe uithaal en hulle weer op die pieke van die lewe sit. Kom doen dit vanoggend, Here.